Goeiemôre en welkom by ons oordenking op hierdie Vrydagoggend. Vanoggend enkele verse uit Jesaja 33 en dan lees ons Psalm 45. Jesaja 33 vers 17. Jou eie oë sal 'n koning in sy skoonheid sien, sal uitkyk oor 'n wyd gestrekte land. Psalm 45 vir die musiekleier op narsings van die Koragiete, 'n maskiel, 'n liefdeslied. My hart is ontroer deur mooi woorde. Ek dra my verse voor aan 'n koning. My tong is die pen van 'n vaardige skrywer. U is mooier as ander mense. Guns vloei oor u lippe. Daarom seën God u vir altyd. Gord u swaard aan die heup, o held, u majesteit en u luister. Seëvier in u glansrykheid. Trek op ter wille van waarheid, nederigheid en geregtigheid. Laat u regterhand vir u ontzagwekkende dinge leer. U pile is skerp in die hart van die koning se vyande, volke val onder u. U troon, o goddelike wese, is vir altyd en altyd. Die scepter van die heerskappy is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid lief en u haat goddeloosheid. Daarom, o goddelike wese, het u God u met olie van vreugde gesalf, meer as u metgeselle. Na mirre, adelhout en wilde kaneel ruik al u klere. U paleise van u voorgemaak, uit paleise van u voormaak, snaarinstrumente, u bly verskoon tog. Die dogters van konings is versier met u juwele. Aan u regterkant staan die koningin, getooi in goud uit Ofer. Luister, dogter, kyk en gee aandag. Vergeet jou volk en die huis van jou vader. Dan sal die koning jou skoonheid onweerstaanbaar vind, want hy is jou Heer en jy moet laag voor hom buig. Dogter van Tyrus, met geskenke sal die rykes van die volk jou guns soek. In volle glorie wag die dogter van 'n koning binne, in haar uitrusting van goudbrokaat. In veel kleure geweefde klere word sy na die koning gebring. Jong meisies, haar vriendinne, is haar gevolg. Hulle word vir u ingebring. Met vreugderoepe en gejuig word hulle begelei. Gaan hulle die koninklike troonsaal binne. U seuns sal die plekke van u vaders inneem. U sal hulle as hoë amptenare aanstel in die hele land. Ek wil sorg dat u naam bekend bly deur alle geslagte heen. Daarom sal mense u prys vir altyd en altyd. Geliefdes, in Jesaja 33 is daar 'n belofte wat gehoor word. 'n belangrike belofte en 'n onmiddellike belofte vir die Jode om te hoor. Waarom? Want hulle koning Hizkia is in die koninkryk vasgekeer en Hizkia is hulpeloos, omring deur vyandelike magte. Toestand van die mense en die koninkryk was desperaat. Die toestand van die koninkryk was om die waarheid te sê betreurenswaardig. Tog is die belofte die herstel van die geslag van die konings van Dawid. Selfs in Hizkia bly daar God se getroue belofte dat een van Dawid se seuns op die troon sou wees. Dit is 'n belofte van God se liefde vir sy mense. Selfs al is Hizkia bekleed met swakheid, is hy 'n teken van God se belofte en die vroeëre pragt en praal en grootheid van die koning wat herstel sou word. Maar die volk moet Hizkia sien as 'n teken van God se verbondsbelofte. Nie as die uiteindelike vervulling daarvan nie. Wanneer ons Psalm 45 lees, dan besing die kerk
die skoonheid van die koning. Van die koning wat krag en heerlikheid aan die koninkryk sal herstel, is Jesus Christus, die Messias. Dit is deur Christus dat God regeer, met reg en geregtigheid. En deur Christus se heerskappy word ons verseker van die herstel van daardie verbond. Dat die kerk mag dalk vandag swak en broos lyk. En hoewel die koninkryk van God sedert Christus se koms op hande is, lyk dit soms magteloos teen die koninkryk van die duisternis. Maar weet jy, enige koninkryk is net so magtig soos sy koning. En die koninkryk van God het 'n almagtige koning in Christus. Christus is nou geklee in skoonheid en koninklike pragt. Al het hy eers gekom met, soos wat Jesaja dit vir ons sê in Jesaja 53 vers 2, hy het nie 'n gestalte gehad, geen glans, dat ons na hom sou kyk nie. Nie 'n goeie voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Kom ons verhef die Here Jesus Christus met lof vir sy majesteit. Kom ons dank hom vir sy getroue en regverdige heerskappy oor alle dinge, deur sy woord en sy gees. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, vandag loof en prys ons U vir U grootheid en U liefde. Here Jesus, vanoggend wil ons U majesteit verhef. Ja, met ons lof en met ons sang en met ons aanbidding. Dankie Here vir U getroue en regverdige heerskappy. Dankie Here Jesus dat U ons lei, deur U woord en deur die Gees, dat U ons heers deur die woord en deur die Gees. Gee dat ons, o Here, in U heerskappy in oorwinning sal leef. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vanoggend sing ons saam Skrifbreiding 1-2, vers 1, 2 en 3.
Geliefdes, vir maandagoggend lees ons Matteus 13 vers 31 tot 33 en dan Jesaja 33 vers 17. Matteus 13 vers 31 tot 33 en Jesaja 33 vers 17. Sondagoggend om 9:00 gaan ons voort met ons reeks uit Psalm 78. Ons lees die laaste verse van vers 56 tot en met 72. En ek nooi elkeen uit, ek sal die skakel ook oral opplaas, ons doen dit op YouTube, om daardie diens saam met ons te geniet. Aan elkeen 'n geseënde naweek tot ons mekaar weer sien. Totsiens.